Vanoggend lees ons saam uit Galasiërs 5 en ons lees vanaf vers 26. Maar ek sê, leef deur die Gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees begeer teen die vlees. Die twee opponeer mekaar, sodat julle dit wat julle ook al wil, nie kan doen nie. As julle egter deur die Gees gelei word, staan julle nie onder die wet nie. Die praktyke van die vlees is goed bekend, naamlik onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skeuring, afguns, dronkenskap, gevyf en hierdie soort dinge, waarteen ek julle nou weer waarsku, soos ek julle vroeër gewaarsku het. Naamlik dat diegene wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerf nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Laat ons nie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar jaloers wees nie. Geliefdes, ons het gesien dat die Heilige Gees nie net nodig is vir ons regverdigmaking nie, maar ook vir ons heiligmaking, ons bekering, metanoia. Die Heilige Gees vernuwe jou en my na God se beeld en lei ons om in ooreenstemming met God se wil te leef. En soos die Heidelbergse Katekismus vir ons in vraag en antwoord 114 Sondag 44 sê, nee, want selfs die allerheiligste het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar 'n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid. Maar tog, sodat hulle met 'n ernstige voorneme begin om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe. Die Heilige Gees begin klein met ons. Die Heilige Gees doen dit deur te verander hoe ons dink. Ons gedagtes, ons denke, ons voorkeure, ons liefdes so te herrangskik om in lyn te kom met die wil van God. En hierdie verandering in die gelowige se lewe begin hom anders laat lyk as ongelowiges. In Galasiërs 5 beskryf Paulus hierdie kontras deur wat hy die werke van die vlees noem en dit te onderskei deur die vrug van die Gees. Paulus gebruik hierdie term vlees om die sondige menslike natuur, waarin die Heilige Gees nie woon nie, te beskryf. Dit is die onwedergebore verstand en siel wat lei tot 'n lewe van seksuele onsedelikheid, onreinheid, sensualiteit, afgoderry, 'n lewe van towery en vyandskap en twis en jaloesie, 'n lewe vol woedebuie en wetywering en onenigheid, verdeeldheid, afguns, dronkenskap en sulke dinge. Dis nog 'n nare en 'n onaangename lys. Maar daarteenoor is die vrug wat groei in iemand in wie die Heilige Gees woon. Wat is daardie vrug? Daardie vrug is liefde, dit is blydskap, dit is vrede, dit is geduld, dit is vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ons het dit gelees in Galasiërs 5. Dit is soos wat Johannes die Doper vir die Fariseërs gesê het.
Vrug in ooreenstemming met bekering. Vrug in ooreenstemming met metanoia. Ons sal in die volgende paar dae of selfs weke stil staan by hierdie vrugte en ons sal hierdie tyd gebruik om hierdie vrugte van nader te bekyk. Wanneer ons vandag stil word, kom ons bid van die Here dat jy deur die Gees sal wandel en dat jy die vrug sal dra in ooreenstemming met bekering. Kom ons bid dat ons nie die begeertes van die vlees wat teen die Gees inwerk sal bevredig nie. Kom ons sluit ons oë. Onse liefdevolle God en ons ewige Vader, Here, ons dank U vandag vir die voorreg om as U kinders te kan stil word. Die voorreg, Vader, om as U kinders te kan weet, U is ons God. U is in beheer. U is altyd daar. Die voorreg om te kan weet, Here, ons kan maar op U vertrou. Here, ons bid vandag dat elkeen van ons deur die Gees sal wandel, dat ek vrug sal dra in ooreenstemming met bekering, metanoia, heeltemal vernuwing. O Heilige Gees, kom lei my dat ek nie die begeerte van die vlees sal bevredig nie, dat ek nie sal doen wat teen U as die Gees is nie. Dankie vir leiding, elke dag. Dankie vir hierdie waarheid, dat ons daaruit vertroosting en krag kan kry. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Vanoggend sing ons saam Skrifberuiming 12-3. Ons gaan môreoggend voort met ons reeks oor die Heilige Gees werk in jou. En ons lees vanmôre 1 Johannes 4 vers 7 tot 21. Gaan lees dit gerus by die huis, 1 Johannes 4 vers 7 tot 21. Tot 6:00 môreoggend. Totsiens.